terwyl jy net so staan daar. Is my elke keer so kosbaar, elke keer as die Here opdaag in 'n oomblik soos hierdie en ek moet dit gehoorsaam en ons moet dit eer. En ek weet dalk haat jy dit, maar daar gebeur iets in die gees. Ek weet daar gebeur iets in die gees. As jy vanoggend asseblief wil ek jou vra dat jy net so na die ou voor jou of die ou agter jou, nie die ou langs jou nie, die voor of agter jou, net na hom toe sal draai en 'n gebed saam sal doen, dat dit wat op jou hart nou is, dalk is dit genesing, dalk is dit bekragtiging, maar ek ervaar so dat die Here jou wil uitdaag, hy wil jou uitdaag om te sê, ek is by jou, ek is genuine by jou en ek kan deur jou werk. Ek kan wonderwerke doen. Hierdie week het ons hierdie gesprek gehad, dat die teenwoordigheid van die Here in hierdie kerk uitgestort sal word, en dit sal nie van vooraf, dit gaan daar van agteraf gebeur. Dit gaan nie wees 'n show nie, dit gaan wees 'n opregtheid, waar mense net ervaar dat God is nou besig om iets te doen. Dit is nie dan gemaak deur 'n mens nie, dis nie iets wat 'n mens kan aanroer nie, maar terwyl die band ons net bedien met hierdie lied verder, miskien weet jy nie om te bid nie, miskien weet jy nie wat om te bid nie, dan kan jy net jou hande op die persoon voor of agter jou, net jou hande lê en net bid wat jy so graag smag in hierdie lewe. Dalk is dit 'n volheid, dalk is dit nie, Here maak my weer vol, Here dalk is dit, Here gee my krag in my eie gebeente, verlos my, genees my, bekragtig my, laat die Gees deur my werk ook, soos wat ons lees in die Bybel. Mag hy 'n plek vul soos hierdie gebou, soos wat hy in die bokkamer gevul het, maar die Here lê dit op my hart, dat ek kan vandag mense uitnooi hier na vorentoe, en nie gaan 'n paar uitkom, maar die Here lê dit op my hart, dat jou stem tel. Jou teenwoordigheid bring 'n teenwoordigheid. Jou teenwoordigheid het 'n geur in hierdie aanbidding aangebring. En dat die Here vanoggend deur jou wil werk, soos geloof werk, soos 'n saad wat nie dalk dadelik ontkiem nie, maar iets ontsluit in jou eie hart en in mense se harte vanoggend, terwyl die band net vir ons hierdie lied verder gaan sing, I exalt U, wil ek hê jy moet na iemand voor jou of agter toe draai, bid saam met die persoon, verklaar saam met die persoon. Jy hoef nie nou te vra wat sy naam nie, jy hoef nie nou, jy kan nou koffie drink saam met hom, of haar, maar die een voor jou en agter jou, kom ons doen dit, terwyl die Here ons so lei en bekragtig. Ek bid dit in Jesus naam, in Jesus naam, Here, dankie Here, dankie Here, in Jesus naam, Here, dat U nou dit wat jy soek in jou lewe in Jesus naam. Wat tyd en
weet dat die Here iets doen in ons gemeente. Ek weet hy maak iets los. In my binnekant is ek so gebreek en ek voel so verlore, maar ek is geanker. Ek weet dat die Here beweeg ons, maar ek wil so graag bly. Ek weet dat die Here iets niets wil doen, maar ek is onbekend. En ek weet so daar's 'n nuwe pad, maar ek hou van my ou pad. Klink dit bekend, dat die Here sê, hy doen iets niets, en hy gaan dit uitstort in jou lewe. Hy gaan iets niets doen in jou lewe, en ek wens ek kan dit so profeteer oor elkeen se lewe, een vir een nie verbystap, maar dit gaan so boring raak. Maar hier is dit vir jou, dat die Here iets niets wil doen in jou lewe. Hy wil jou 'n nuwe hart gee. Hy wil jou 'n nuwe hart gee. Ons lees dit so baie daar in die Bybel, wanneer ons tot bekering kom, dan gee hy jou 'n nuwe hart, maar dan raak my hart weer oud. My hart raak weer vol stof. My hart wat so ernstig geklop het op 'n stadium, klop maar net weer normaal. Hy kom vanoggend en dan stof hy weer daai hart af, en hy kom besoek jou, en hy pomp nuwe bloed in daai hart in. En dis wat gebeur vanoggend, dat hy maak niet, en dan moet jy niet hou. Die Here wys my 'n mooi nuwe kar. Daar's niks in hierdie lewe. Die duurste parfuum ruik nie so lekker soos 'n nuwe kar nie. Maar die probleem is dat ek daai reuk altyd so probeer hou in daai kar, so lank as wat ek kan. En die Here sê vanoggend dat jy daai reuk moet hou, so lank. Jy moet hom hou. Daai reuk gaan weggaan met respek. As jy binne hom rook, gaan daai lekker reuk weggaan. Julle manne weet waarvan ek praat. Daar's ander dinge wat jy ook nie in daai kar moet doen nie. Maar jy moet hom nie hou, en jy moet hom kosbaar hou. Ek gaan vra dat die band, net so vir 'n oomblik, ons gaan nou nagmaal bedien, maar ek het nodig om net so 10 minute met jou te praat. Ek het so ervaar, die Here gaan iets doen vanoggend, maar dat ons met die nagmaal daarmee gaan afsluit, en ek waardeer so, dankie vir die aanbidding, en dankie dat daar iets niets is wat gebeur ook hier in ons band. Ek weet die buis is so 'n bietjie hard vanoggend, maar ek wou hulle nie keer nie, daar gebeur iets. Druk maar jou ore 'n bietjie toe as dit jou pla. Maar dit gaan oor die hart, dit gaan oor, wanneer die Here iets doen. Jy sien die jong ou daar op die buis, hy is nie net lank nie, hy is loud ook, weet so. Maar ons dank die Here dat daar iets wonderliks gebeur wanneer ons aanbid. Mense, ek wil 'n storie vir jou vertel, en jy gaan hom dadelik herken, maar jy's in hierdie storie. Ek wil jou iets vertel vanoggend wat jy moet voorpas op, en jy moet waak daarteen. Ek net my 'n boodskap vanoggend, hoe verlore gesalfde, hoe verloor hy God? En dit maak my bang vanoggend, dat ons in hierdie kerk, hoorie, as jy tot bekering gekom en dan as jy gesalf, het al die gawes tot jou beskikking, en die Here het dit vanoggend vir jou bewys, dat ek weet nie of ek vir mense kan bid nie, ek het nog nooit vir mense gebid nie, maar as jy tot bekering gekom en dan al die gawes is tot jou beskikking, al die geskenke is tot jou beskikking, al die goud en al die wonderlike gawes is tot jou beskikking, jy moet dit net kan ontgin, en in oomblikke soos daai, ek kan sien hoe die Here my ook kan gebruik, en hy doen vir die oomblik waarin jy is. Want jou kind kan môre siek wees, dan het jy die gawe van gesond maak, dan kan jy vir hom bid. Jou vrou gaan deur 'n tyd, jy het 'n gawe van kennis, jy kan vir haar woord van insig gee. Jy kan 'n profesie uiter en sê, iets kom by my op, maar ons moet links gaan hier voor in plaas van regs. God gryp in normale situasies van die lewe, normale kerkgang van die lewe. Maar ek wil jou vertel van 'n man wat so goed begin het. Jene mense, hierdie man was 'n amazing mens gewees, 'n amazing man gewees.
enige party in hierdie land sou wou hê dat hierdie man die leier moes wees van daai spesifieke politieke party. Inteendeel, ons sou wou hê dat hierdie man eintlik die president van Suid-Afrika moes word. Nie te min dat oor elke vrou wat hier sit sal sê, oor ek soek so 'n man, ek soek so 'n man vir my dogter, ek soek so 'n skoonseun. Jene boonop is hy aantreklik. Die Bybel praat daarvan. Hy's aantreklik, hy's manlik. As hy so tussen die mense sit, dan loop hy dan sy sommer hy sommer so kop, skouers bo ander mans uit. As hulle hom sien beweeg, dan sê hulle, hoor, daar loop 'n leier. Hy's nederig, hy's gehoorsaam en hy's sterk. Nou, wanneer mense hom sien, dan het hulle skoon respek vir hierdie man. As jong man wil ek jou vertel van hierdie jong man. Toe hy jonk is, toe is hy nie besig om krag en mag te akkumuleer nie. Hy's letterlik besig om nie koninkryk te bou nie. Hy weet niks van hierdie lewe af nie. Hy's letterlik besig om sy pa se donkies te gaan soek. Wonder of jy weet van wie ek praat. Ek wil dit half weggee, want ons praat hier van Saul, koning Saul, hy was 'n amazing mens gewees en ons maak hom af, was baie afgewater en uiteindelik het hy baie sleg, het hy geëindig. Maar ek wil met jou praat vanoggend, want jy begin net soos hy begin jy goed. Miskien is jy nou nie so aantreklik nie. Maar jy's sterk en jy's vroulik en jy's manlik en God doen iets in jou lewe en dan sê die skrif dat hy het gegaan net om sy pa te gehoorsaam, hy die donkies gaan soek. Nou ek weet nie hoe lank kan donkies wegbly, maar volgens die skrif het hierdie donkies 3 dae het hy gesoek aan hierdie donkies. Is amper soos jou hond wat wegraak en dan ry ons in die buurt en ons gaan soek die hond, maar hier's iets anderste. Vir 3 dae lank soek hy na hierdie donkies en is 'n eenvoudige dier, alledaagse gebruik, iets wat elke dag, nou nie elke dag gebeur nie, maar hy's maar net gehoorsaam aan sy pa. Ek wil vanoggend met jou praat, baie keer, so dikwels in die Bybel, dan sien ons dat God gebruik gewone gebeurtenisse om iemand by sy bestemming uit te kry. Ons wil dit net nie herken nie. God gebruik hoeveel keer in hierdie Bybel wat ek lees, dan gebruik God gewone alledaagse momente, oomblikke om jou by jou bestemming uit te bring. God gebruik letterlik hierdie verlore donkies om 'n koning te maak. Jy moet dit gaan lees daar in 1 Samuel. Dink daaraan. Saul dink hy gaan soek die donkies, maar God weet hy gaan 'n koning salf. Saul dink oor ek is maar net besig met my pa se besigheid, maar God weet hy gaan Israel se toekoms verander vandag. Die ironie van die storie is, en ek wil jou net 'n konteks gee, dat terwyl hy soek na die donkies, ontmoet die profeet Samuel hom, en dan sê hy vir hom, hoorie, so terloops, die donkies wat jy soek is al 3 dae terug gevind, maar ons het 'n plan gehad, ek en God, om jou te ontmoet, en dan sien ons dat, hoorie, hierdie profeet salwe Saul, en dan sê hy vir hom, of kom ek stel dit eerder in konteks en sê, terwyl Saul na die donkie soek, het God eintlik na Saul gesoek. Hy het 'n afspraak met Saul, en hy's nou 'n klomp goeters wat ek in 10 minute vir jou wil sê, maar voordat God 'n koninkryk in jou begin, dan lyk dit asof God eers kyk, hoe kyk jy na die donkies? Voordat God jou gaan begin vertrou met die groot goed in die lewe, kyk hy eers hoe jy die klein goeders hanteer in die lewe. Ergens dan kom Jesus, dan sê hy dit in die Nuwe Testament, dan sê hy, ja, as jy getrou is in die minste, dan gaan ek jou aanstel oor die groter dinge van hierdie lewe. Wat doen jy met die donkies van hierdie lewe?
Ons raak so bold met volgende week gaan ons bietjie praat oor Avonda. Ek het vir Anne-Marie gevra om met ons te kom praat oor Avonda. Avonda beteken letterlik om aanbidding in jou werk te kan hê. Aanbidding is die woordjie in Hebreëus wat soortgelyk is aan werk, jou alledaagse werk. En ons dink baie keer om net in alledaagse goeders betrokke te wees, hoor jy so, dis boring. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy net gewoonweg 'n besigheid bestuur, jy's net besig om kinders groot te maak, jy's net besig om skool toe te gaan, jy's net besig om rekeninge te betaal. Jy weet, die meeste van die kere ontmoet God ons juis in daardie oomblik. Hier is soveel goed wat ryk is, voordat God vir Saul 'n kroon gee God hom 'n donkie. Hoe kyk jy na die donkies? Ons wil nie hierdie goeders hoor nie. Maar die profeet kom en dan sê hy op sy pad, dan sê hy, daar kom 'n dag wat hierdie Saul se lewe totaal en al verander. Dan sê die profeet vir Saul, God kies jou. God roep jou. En dan boonop alles, dan sê hy, God salf jou, en dan maak hy hom vol van die gees van God. Dan maak Saul letterlik, hoor hierso, is hierdie ongelooflike vers in die Bybel wat sê, in die Nuwe Testament, ek wonder of ek hom nou hierso het, toe Saul hom omdraai om van Samuel af weg te loop, sê die skrif, en God het Saul se hart verander. Die ander vertaling sê letterlik, God het hom 'n ander hart gegee. Ja, mense, as ek hier aan dink, dan elke keer as jy kerk toe kom, dan kom God en hy gee jou 'n nuwe hart, hy gee jou iets nuuts en hy doen iets nuuts, soos wat hy met Saul gedoen het. En dan lees ons letterlik die effek daarvan, dat Saul begin te profeteer. Dan sê die skrif, die mense het nie meer vir Saul herken, dan sê hulle, wie is daai ou, hy lyk so Saul, wat kan nie hy wees nie, want hy is tussen die profete nou. Dan sien ons hoor, alles het letterlik verander, iets besonders, iets bonatuurliks gebeur in Saul se lewe. En dan uiteindelik, dan roep die volk hom, en dan kruip Saul weg tussen die bagasie, is dit die regte woord? Bagasie. Okay, hetzelfde ding. En dan kruip Saul weg. Want dit is nie uit rebellie nie, maar hy is so nederig, hy voel dat oor hy's nie groot genoeg nie. Hy gaan nie opgewasse vir hierdie les wees nie. Ek wil julle vinnig deurvat, want hierdie is vir my so amazing, want terwyl ek dit lees, raak ek so hartseer, want ek sien myself in Saul. Kort daarna sy eerste groot toets, en ek vat jou net gou op 'n journey hierso, dan moet die koning, letterlik, die koning is gesalf, en dan val die Ammoniete hulle aan, sy eerste groot toets, bose, invloedryke volk, onder leiding van Naas, hy was 'n bose leier gewees. Dan skryf hy hierdie woorde aan die volk. Onthou, Israel is uitmekaar uit, hulle het 12 stamme, hulle was nog nooit 'n koning gehad nie, hulle is letterlik versprei oor die hele land. Die skrif sê eintlik, daar was geen koning nie, en hulle het gedoen net soos wat hulle goed gevind het in hulle eie oë. Dit was chaos. En dan kom hierdie Naas, dan sê hy, ek sal 'n verbond met julle sluit. Dan kom hy na Saul toe, dan sê hy, ek sal 'n verbond met julle sluit op voorwaarde, dat ek elkeen van die Israeliete se regteroog uitsteek. Yes, man, hoorie, ek like sulke movies met bloed en alles, weet. Jy moet net jou Bybel lees, hoorie. Is amazing. Weet, dan kom hierdie koning en sê, ek sal 'n verbond met jou maak, ek gaan elkeen se oog uitsteek, sy regteroog. Hoekom? Want jy het jou skild in jou linkerhand gedra, jy die helfte van jou linker oog toegemaak, en dan het jy die spies of die swaard in jou regterhand gehad, en as jou regteroog uit is jy eintlik hoor hier so weerloos. Jy het nie dimensie, jy het nie diepte nie. Jy gaan nie raak steek nie, jy gaan nie raak kap nie. Maar ek maak 'n verbond met jou. As jy met ons verenig, steek ons almal se regteroog uit. Ek wonder of jy al 'n verbond so gesluit het, en hy maak jou blind. Jy dink jy tel jou wapenrusting om, jy kan eintlik nie sien nie, jy kan nie eintlik weet waar jy beweeg nie.
Maar dan sê die skrif, maar Saul was vol van die Heilige Gees, en dan sê hy, toe Saul hierdie woorde hoor, het die Gees van God oor hom gekom, die tweede keer, en hy het in sy toren het hy ontvlam, hy het so kwaad geraak, en dan sê die skrif, Saul tree op, hy tree letterlik op, en ek wil vir jou miskien net verwys hierna, dat hoe hy uiteindelik hierdie nasie verenig, en hy roep die mense by mekaar. 300,000 mans reageer op sy oproep. So kom ons begin saam staan. 300,000 mans, wat sy regter oë nie uitgesteek is nie. En sê, kom ons wees nie bang nie. Iemand wat spreek en sê, die Gees van God lei, en hy lei hierdie weermag, hierdie leer van wie, dan sê die skrif, hy's vooraan die leermag, hy lei van voor af, hy vat verantwoordelikheid, hy's nie bang nie, en hy verenig hierdie volk, hierdie stad, hierdie mensdom. Hier mense, ek dink, dit is net so amazing, as jy voorloop, jy weet dan maar iets, wat ander nie weet nie. Die Gees van God is in my, ek sal voorloop, so oortuig is ek, dat God met ons is. Daarom is visie in 'n kerk so belangrik, daarom is leierskap so belangrik, daarom is God se Gees so belangrik, oor waantoe ons op pad is. Maar loop jy voor, Jan? Loop jy voor? In jou werk, in jou besigheid, loop jy voor, glo jy in wat jy lees hierso? En dan sê die skrif, en hulle is oorweldig, die Ammoniete is oorweldig, en dan die kerk, of die volk, sing letterlik en sê, hoorie, Saul is amazing, ons het hom lief. En dan uiteindelik dan sê hulle, kom ons maak die mense dood wat nie vir Saul wou stem nie. Dan sê Saul, nee, moet nie hulle dood maak. Niemand kan sterf vandag nie, want God het vandag 'n groot verlossing, is, hy gee aan God die eer. God het die werk gedoen, nie ek nie. Ek gaan nou kom by waar ek wil kom, en so gaan dit aan, dat onder andere Israel word aangeval, dan lees ons, maar die Gees van God het op Saul gekom, en dan verenig hy maak een, hy lei die leer, hy maak beskerming vir die volk, hy bring stabiliteit, en die volk juig, en het hom lief, en daar gebeur iets, en jare gaan verby, en sy sukses groei, sy invloed groei, sy reputasie groei, maar daar is een ding wat afgaan. En dit moet jy nou self gaan lees. Sy sukses groei, sy reputasie groei, sy invloed groei. Maar daar is een ding wat afgaan, en dit is sy hart, wat nie meer so geconnected is met die Here, soos wat hy moes nie. Jy kan die storie gaan lees, want die storie word geskryf vir jou en vir my. Ons het Saul en ons het Dawid in die kerk vandag. In die begin vra Saul, wie is ek dat u my kies? Ek is onwaardig. Later in sy lewe sê hy, hoorie, wat gaan die mense van my dink? Die man wat eers God geraadpleeg het, eindig op en maak sy eie planne. Die ou wat eers weggekruip het vir die troon, kan uiteindelik nie laat los aan hierdie troon nie. Die man wat ander mense gered het, letterlik gaan nou uit en hy probeer mense doodmaak wat hom bedreig, onder andere vir Dawid. Mense, Saul raak paranoïes. Hy raak jaloers, hy raak wantrouig, hy raak bang, hy raak beheersend. En dan kom die hartseerste vers in die hele Bybel vir my. Ons het Saul en ons het Dawid in jou. En die Gees van die Here het uiteindelik van Saul gewyk. Ek dink seker die slegste, lelikste vers in die Bybel. Ons lees dit Saul, ag arme Saul. Weet jy wat, dat Saul bly koning, toe die Gees van die Here van hom onttrek het, bly Saul die koning. Hy bly op sy troon.
Hy het nog steeds die kroon op sy kop. Maar die teenwoordigheid van God is weg. En jare later bevind hy hom in 'n baie donker plek. 1 Samuel 28 vers 5 sê, ek wonder of ek hom, 1 Samuel 28 vers 5 sê, sy hart het baie in hom begin bewe. En dan sê die skrif, en Saul het die Here geraadpleeg. Hoor hierdie lelike vers. Maar God het hom nie geantwoord nie. Die skrif sê, blus die gees nie uit nie. Geen sonde sal jou vergewe word, behalwe die van die Heilige Gees. Weet jy hoe lank het ek al daai vraag gehad, maar hoe blus ek die gees uit en geen sonde, behalwe, jy weet, die Heilige Gees praat elke dag met jou. En soos hy met Saul gepraat het, Samuel waarsku hom, en dan sy ongehoorsaam. God gee hom 'n opdrag, dan verskoon hy homself. Uiteindelik, hoor hy, konfronteer God homself en dan probeer hy dit verdedig. Aanhoudend is Saul besig om sy hart te verloor in hierdie proses, dat God uiteindelik sê, ek onttrek die gees van jou, ek antwoord jou nie meer nie. Nou luister net gou mooi hier mense, en ek wil amper huil daaroor. Uiteindelik staan Saul op die einde van sy lewe. Of kom ek net gou myself bietjie vroeër. 1 Samuel 28 vers 7, jy kan dit self gaan lees. Saul wat gewoonlik 'n profeet of God geraadpleeg het, toe God hom nie geantwoord nie, dan sê die skrif, toe gaan hy na 'n vrou toe wat 'n waarsêer is, 'n heks. Want as ek nie God se stem kan kry nie, dan sal ek eerder na enige ander stem begin luister. Hy is so bang, die Filistyne is besig om hulle in te val. Die soldate begin te bewe, my hart begin te bewe. Jy sien dit in die skrif. Dan sê die skrif van die soldate het begin letterlik hulle wapens neergooi en agteruit begin beweeg en teruggegaan huis toe. En terwyl Saul daar staan in die voor rallies van hierdie oorlog, hoor hy hoe wapens val en hulle onttrek en sy hart begin te bewe. God antwoord hom nie en hy gaan klop aan die deur van 'n heks. Nou staan Saul nie meer by 'n profeet nie. Hy staan nie meer in die teenwoordigheid van God nie. Hy's nie meer op sy knieë nie, hy's nie meer in gebed nie. Hy klop letterlik aan die deur van 'n heks. Die man wat eens op 'n tyd God se stem, wat vol was van die Heilige Gees, is nou bang en hy's alleen en hy's eensaam. Uiteindelik lees jy sy storie en ek gee vir jou oorsiggie. Uiteindelik staan hy op 'n berg, die berg se naam was Gilboa. Die hele leer is verslaan van Israel en Saul self is gewond en hy's bang en hy's alleen. En hy vat sy swaard en hy val in sy eie swaard en hy pleeg selfmoord. Hoe verloor 'n gesalfde God? Hoe beweeg jy so ver dat jy so nederig begin en met trots eindig? Wat gebeur in jou lewe dat jy so in die teenwoordigheid kan lewe, soos ons vanoggend beleef het en Woensdag, Donderdag is ek weer uit hierdie en ek het 'n leegheid. Wat veroorsaak dat ek uiteindelik aan 'n hekse deur, wat ook al jou hekse is? Wat veroorsaak dat ek nie meer gehoorsaam is aan die klein dinge, om na die donkies na om te sien, want die Here sal my lei na verder en groter plekke toe. Hier sien ons 2 konings, albei is geroep, al 2 is gesalf deur die Heilige Gees, maar een eindig letterlik paranoïes, gebroke, leeg, eensaam, alleen en onder letterlike sataniese en demoniese onderdrukking. En die ander persoon wat ook gesalf is deur die Here, wat ook foute gemaak het, wat ook leeg geword het, wat ook geval het, gaan aan en hy bou 'n toekoms. Inteendeel, toe Dawid doodgaan,
val hy nie in sy eie swaard nie, en dis wat jy moet kies vanoggend. As toe Dawid doodgaan, lê hy op sy doodsbed, dan roep hy sy seun Salomo. Dan sê hy vir Salomo, die God wat elke versinsel van elke gedagte ken, hy praat nou met my en hy gee my opdrag dat jy die tempel moet bou en jy moet voortgaan en jy moet God se teenwoordigheid koester. As daar een ding is in hierdie lewe, dan moet jy nie die teenwoordigheid van God mis nie. Daarom lees ons in die Bybel seker die mooiste Pinkster versie wat ons kan lees, dan skryf Dawid hierdie woorde in Psalm 51, dan sê hy, Here, as daar nou een ding is, moet net nie die Heilige Gees van my af wegvat nie. Psalm 51. Hy sê, Here, ek miskien gaan ek afsluit hiermee, maar jy sien Dawid, of kom ons sê Saul, soek die kroon, maar Dawid soek die teenwoordigheid. Jy sien, ons elkeen dra 'n kroon, maar God sê, voordat jy die kroon kry, dan wil ek hê jou hart moet verander. Ek het jou hart verander, want as jy nie jou hart verander, jy gaan die kroon jou hart hard maak. As God daardie kroon op jou kop sit van, hoorie, 'n uitweg, sukses, teenwoordigheid, oorlog wat jy gaan wen, kom ons noem dit prosperity theory. Ons like mos, eers die Here gaan net goed vir my wees. En hy plaas daai goed in jou lewe. Weet jy wat? Ons begin die kroon aanbid in plaas van die koning. En daarom mense, ek treur in my eie hart. Dit dink ons het Saul en ons het 'n Dawid. En jy moet die keuse maak vandag. Ek het daar geskryf in my notas, terwyl ek hier voorberei, waarom het Saul gegly en Dawid gebly? Ek het daarvan gehou, maar dit klink nie so ernstig nie. Dis 'n ernstige, hoekom het hy gegly en Dawid gebly? En jy moet jou Bybel self gaan lees, jy moet gaan kyk, wat is die probleem? Ek kan nie vir jou al hierdie goeters sê vandag nie, maar al wat ek vir jou kan sê is Jesegiel 36 sê, dat God ons beloof het, ek sal in julle 'n nuwe hart en in julle binneste sal ek 'n nuwe gees vir julle gee. En vanoggend is weer net 'n herinnering daaraan, dat jy vanoggend jou hart kan vernuwe in God. Die skrif sê in 2 Kronieke, dan sê hy hierdie woorde, my oë deurloop die hele aarde. Wat doen hy? Hy's op soek na diegene wie se harte onverdeeld op hom gerig is, om hulle genade te bewys. Ek weerhou my van die hoogmoediges, maar in die nederiges bewys sy krag en genade. Weet jy dat Dawid het groter sonde gedoen as Saul? Saul wou moord pleeg, Dawid het moord gepleeg. Dawid het mag misbruik. Dawid het 'n oorspel gepleeg. Saul was net ongehoorsaam. En hy het afgewyk, en hy het trots gehad. As ons die twee moet vergelyk, klink Saul se sonde nie so erg soos Dawid se nie. Luister, baie mooi mense. Jy het hierdie woorde tot vervelings te gehoor in die kerke. Maar vanoggend moet dit weer iets niets doen in jou. Ek kan dit nie verstaan, dat die Here sê, dat Dawid is 'n man so na in my hart. Ek kan dit nie verstaan. Ek wil nou iets sê hierso, want dis nou, die Here wek nou iets op my op. Jy weet, Dawid het op 'n manier pornografie gekyk.
laat jou so vuil en sleg voel. Staan elke aand op die dak, kyk hy na hierdie kaal vrou wat bad. En dan uiteindelik raak hy so intens met hierdie versoeking, dat hy alles sal doen, selfs moord pleeg, dat hy net hierdie vrou kan kry. Maar is 'n man so na in my hart. Ek kry die twee nie by mekaar uit. Maar weet jy wat is dit? Dawid in Psalm 51 sê dit so mooi. Toe Saul sonde gedoen het, dan sê die Here vir hom, gaan tref die Amalekiete met die banvloek en vernietig alles, maak alles dood, elke mens en elke dier en elke vee. En dan kom Saul, maak sy eie plan en hy hou die koning lewendig en die beste skape en die beste vee hou hy agter. Dan kom Samuel om hom te waarsku, dan kom hy so op hom af en sê Saul, sorry, het ek nie goed gedoen nie. Hy sê letterlik, geseënde van die Here, kyk hoe het ek die Here gehoorsaam. Hy sê dit net so. Dan staan Samuel met hom en praat en sê, maar wat se geblær van skape hoor ek? Die goed wat jy moes doodmaak, hoekom lewe dit nog? Ek wonder of die Here nie 'n geblær in my lewe hoor nie, terwyl hy met my praat. Maar hoor hy die geblær van goed wat ek eintlik moes doodmaak in my lewe. Ek wonder as hy met Dawid gepraat het en dan sy geblær van die bad in sy kop. Maar wat maak dat Dawid so 'n man so na my hart is? Mense, hier's dit. Dawid het elke keer teruggegaan na die Here toe. Een dag in die teenwoordigheid is beter as 1000 dae sonder. Saul het gesê, Here, seën my koninkryk. Bou aan my koninkryk. Dawid het gesê, al verloor ek hierdie hele koninkryk, ek soek U. So mense, ek gaan afsluit en vir jou net 'n vraagie vra. Vir jou dalk net vra, Psalm 51 vers 12, ek het dit daar gaan lees. Aan die einde van jou lewe, gaan jy sê, ek het sukses gehad, of gaan jy sê, ek het God geken? Nou kom ons stop net gou daar, want hoorie, moet ek nou kies? Of jy kan beide hê. In jou sukses het ek God nog steeds geken. Jy sien, ons maak dit uit om te sê, dat hier nou wel af mense sit en sê, gaan verkoop alles wat jy het. Jesus, ek het dan so hard gewerk om alles by mekaar te kry. Maar moenie aan die einde van jou lewe kom en sê, ek het sukses gehad, maar ek het God verloor in die proses. Jy kan beide hê. Jy kan God ken en sukses hê. Maar moenie die intimiteit verloor nie. Gaan jy aan die einde van jou lewe kom en sê, ek het sy teenwoordigheid bewaar, of ek het my kroon beskerm? Jy sal wil net daai kroon hê. Moet net nie die kroon, toe die mense na hom toe kom, en Samuel hom uittrap, en God die koningskap, weet jy wat sê Saul? Asseblief, eer my asseblief net nog voor die mense. My image is belangriker. Julle kan dit gaan lees. Eer my ten minste net nog voor die oudstes. Met ander woorde, hy wil gesalf lyk, maar die teenwoordigheid is nie meer daar nie. Mense, pas op vir kerke. Pas op vir kerke, wat mense hier voor kan staan en gesalf kan lyk. Die teenwoordigheid is al lankal weg.
Pasop vir jou eie, dis die gevaarlikste mens wat jy gaan ontmoet in jou lewe. Pasop dat jy nie daai gevaarlike mens word. Jy die skrif van die einde dan sê hy 2 Timoteus 3 vers 5, ons het 'n vorm van God sê maar so die krag daarvan verloor. Ons het die kroon op ons kop, ons praat, ons sing, ons beweeg in die gees, maar ons het 'n vorm van godsdiens. Ons het die titel, ons het die taal, ons het die gewoontes, maar ons het die krag daarvan verloor. Ja, mense, uiteindelik waarsku die Here ons vandag net. Ons wil dieper lewe. Moenie geblaf raak met hierdie lewe hier buite nie. Die lewe hier buite gaan vir jou sê, sit die kroon op jou kop sonder om jou hart te verander. God sê, ek sal jou hart verander en dan maak ek jou 'n koning. Ek sal jou hart verander en gee ek jou 'n koninkryk. Ja, mense, kom ons vra dat die mense ons gaan bedien met nagmaal en dan dink jy oor hierdie gedagte dat Dawid en Saul, wat het hom gemaak dat God sê hy's 'n man so na in my hart. Hy's soos ek. Dis sommer 'n amazing getuienis dat 'n God van 'n mens kan sê. En weet julle mense, Dawid was gebroke, hy was geslag, hy was seer gemaak, hy het gebuig, hy het foute gemaak, hy het moord gepleeg, hy het sleg. Dan sê Psalm 51, Here, kom na U toe. Here, teen U alleen het ek gesondig. Asseblief, weet julle hoekom sê hy, vat nie die Heilige Gees van my weg nie? Weet jy hoekom sê hy dit? Hy het gesien hoe dit lyk. Hy het gesien hoe dit lyk as iemand nie die Heilige Gees meer het nie. Hy het harp gespeel vir Saul. Dan sien hy vir Saul paranoïes, leeg, ongelukkig, mal. Al wat hom aan die gang hou, sy kroon. Here, ek sien dit. Asseblief, 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 moet net nie die Heilige Gees van my wegvat nie. In die Nuwe Testament kan die Heilige Gees nie van jou afwyk nie. Hy het jou te lief. Die kruis het gemaak dat hy nooit van jou sal wyk, maar moet dit nie misbruik nie. Laat hy jou dag na dag verander. Laat hy jou hart verander. Mense van ons harte het bietjie hard geraak, vuil geraak, sleg geraak, bietjie gaan staan. Pastoor Okkie sit nou, hy sal my verskoon, maar hy moet nou ergens met hulle om nou bietjie skok, want sy hart het mis so beat. Maar hy is oud genoeg om dit te sê, maar jy is te jonk om te sê ek mis 'n beat. Kom weer dat die Here jou skok weer. Kom laat hy jou uitnooi. Ek het teen U gesondig. Ja, hier is die kroon, Here. Ek wil net nie U teenwoordigheid verloor nie. Doen jou besigheid. Doen jou beste. Maak geld. Koester. Doen jou beste. Maar moenie die teenwoordigheid verloor nie. Kom ons bedien die nagmaal en ek gaan vra dat ons die nagmaal sal uitdeel terwyl hulle vorentoe kom. Kom ons wy ons aan die Here en ons vra Here, Psalm 139, Here, is daar 'n weg in my wat donker is en boos is? Here, wys my nou waar het my hart donker geraak? Die groot sonde van Saul is, hy het dit verwoord en regverdig. Sy image was belangrik vir hom gewees. Dawid, hoorie, daai ou, of hy kaal gedans het voor mense en dit vir die Here gedoen het, verskoon, maar ek probeer vir jou sê, hy het net aan die Here behoort. En dan sê God, hoorie, hoe ek hierdie ou geseën het, ook met 'n kroon en 'n hart. Ek soek die hart. Die kroon kom outomaties, die kroon is die gawes, die kroon is die amazing goeder.
Pinkster, ons dink die Pinkster is die gawes en die kragte en die tale praat en mense staan uit, dis dit. Maar groter as dit is die wonderwerk, dat hy in jou hart jou verander. Maar ek sien dit nie, Here, ek voel dit nie, Here. Dit is soos saad, dit is soos geloof, dit werk in jou, trust dit. Dink wat gebeur vanoggend hier. Kom ons deel die nagmaal uit, as jy die broodjie neem vanoggend, ek as gelowige, ek vereenselwig my, dat die Gees van God my vandag vol maak weer. Dat hy nie net op my kom nie, maar hy is in my. Dat ek nie net die kroon soek nie, maar ek soek die koning. Ek soek die koning wat die kroon gee. Nie andersom nie. Dis nie die stertjie wat die hond rondswaai nie. Dis die hond wat die stertjie rondswaai. En vanoggend dat ons net weer vasstrap en oor hier dinge regtrek. God kan in een oomblik alles wegvat van jou. En ons is nie bang daarvoor nie. Ons is in sy teenwoordigheid daarvoor en sê, Here, dankie dat U my alles gee wat U my wil gee. Terwyl die nagmaal so uitgedeel is, kom ons luister net na hierdie lied of ons word bedien. Jy kan die nagmaal op jou eie manier en tyd gebruik. Maar as jy hierdie wyn drink, hy maak 'n nuwe verbond met jou vanoggend. Hy bevestig dit. Jy ontmoet vir Samuel vanoggend. En Samuel sê vir jou, jy's geroep. Jy's gekies. En dan kom die Gees op jou, in jou weer en hy maak jou vol. Dat jy voor kan loop en manlik kan wees, vrymoedig kan wees in jou week wat kom. Dat jy nie wegkruip tussen die pakkasies nie, maar jy kom uit en jene. Ek kan sien wat die Here in my doen. Hou jou hart. Kom ons sing en ons luister na hierdie lied. Come
bid daar, voel ek net so dat die Here jou net wil herinner dat die Here jou wil volmaak, want jy het 'n doel om te dien. Maar soos jy hier uitstap, dat jy ook sal bid, dat die mense oor wie jy besorg is, dat hulle hierdie week met Samuel ontmoet. Terwyl hulle besig is met hulle alledaagse dinge, dat jou gebed hulle sal lei op 'n pad, dat hulle dink ek soek donkies, maar eintlik ontmoet hulle lewenspad, 'n Samuel. So jou gebed is tweeledig hier vanoggend, Here, ek het 'n doel, en ek begin soos Saul, maar ek sal eindig soos Dawid. Ek begin soos Dawid en ek sal eindig soos Dawid. Maar hier is 'n baie mense wat dalk met Saul moet begin en dat die Here jou help vanoggend, dat jy moet ontslaa raak. Dat jy nie in die einde van jou lewe kom en aan 'n deur van 'n heks moet klop nie. Maar dat jy op die einde van jou bed sal lê soos Enoch en soos al die ander mense wat ons lees, wat 'n roeping en 'n toekoms gebou het, maar ook in sy dood gee ek nou 'n toekoms oor, 'n legend, 'n legacy. Dit is my so kosbaar dat ons jou kan stuur in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat jy volgemaak is deur die Gees van God. Jy het nie die Gees nie, dat die volheid van hom ook kosbaar in jou lewe is. Of jy dit wil erken of nie, dat hy is daar en dat jy hom sal ontgin met vrae en jou wandel. Dat jou liefde vir Jesus sal groter wees as die krone van hierdie lewe. Dat jou liefde vir die koning sal groter wees as die kroon wat hy jou wil gee. Dat die Heilige Gees jou op hierdie pad sal lei, dat jy hierdie week 'n Samuel vir iemand moet wees, of Saul wat moet verander in Dawid, of Dawid wat moet kom na U toe en sê, Here, teen U het ek gesondig, vergewe my en maak my weer vol. Want die Here roep konings en koninginge om sy koninkryk te betree, dat jy kan suksesvol wees en vol wees, dat jy kan gelukkig wees en goddelik wees, dat ons jou seën, dat jy oor daai drempel sal stap nou, en dat die wêreld vir jou sal oop wees, dat jy hom in die oë sal kyk en die voorlinie sal hardloop, dat jy sal lei waar jy moet lei, bekragtig waar ek moet bekragtig, want ek is vol van die Here, ek het 'n doel en 'n roeping, ek bid dit jou toe, in die naam van Jesus, amen en amen en amen.